Goeiemôre, dankie Teen. Ja, dit is 'n voorreg om vanmôre met julle te deel. Op hierdie besondere Sondagoggend, Pinksterfees. En kom ek bid net en voordat ons in die woord ingaan. Ja, Vader, dankie vir u krag. Dankie Here vir vuur. Heilige Gees, gaan U net nou kom en doen wat net U kan doen, Vader. Kan U nou mense se harte kom sag maak, mense se harte kom oopmaak, Vader, vir U woord. Mag U nou, Vader, alle mure afbreek, Vader, in Jesus naam, Vader. Mag die woord wat ons nou spreek, Vader, U woord, nie op harde grond val nie, Vader, maar vrugbare grond in Jesus naam. En Vader, spreek die woorde wat ek nou spreek, Vader, dat dit van U troonkamer afkom, Vader. Niks van my in Jesus naam. Amen. Julle, vanmôre, my preek is getiteld Die oes van verlossing. So, kom ek lees net eers die skrif en dan gaan ek in daai titel in en ons lees vanmôre uit Handelinge 2 vanaf 1 tot 4 en ons kan hom bietjie verder vat tot by 12, maar ons gaan net tot by 4 gaan en dit sê, toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. So, Pinksterfees, wat is Pinksterfees? Baie mense dink Pinksterfees begin in Handelinge 2. So dis die begin van, dis die geboorte van die kerk. Maar nee, dis nie so nie. God het al lankal, was hy besig om die wêreld se grootste reddingsplan te foreshadow. Hy was al besig van die begin af. En hy het die evangelie deur Israel se oesfees gepreek, lang voordat die kruis op Golgotha gestaan het hy al dit So, Pinkster was God se aankondiging dat die oes begin het. Die hemel het oopgebreek. Die Gees het gekom. Die kerk is gebore. En die wêreld sal nooit weer dieselfde wees nie. Dis wat gebeur het. Die woord Pinkster kom uit die Griekse woord Pentakos, wat 50ste beteken. Dit was oorspronklik 'n Joodse fees wat 50 dae na Pasga gevier is. Die Ou Testament was dit die fees van die oes of fees van weke en die eerste vrug is na God gebring. So, by Pasga is die lam geslag, né? En by die Pinkster het die oes gekom. So, Christus is die Pasga lam. En ek sal nou daarby kom. Hy is gekruisig, hy het opgestaan en hy het opgevaar. En toe 50 dae later
kom die oes van siele toe die Heilige Gees uitgestort word. So, Pinkster was nie net 'n fees nie. Dit was God se oomblik om die kerk aan die brand te maak. Ja, dis wat daar gebeur het. Daai vure van tonge van vuur wat op hulle neergedaal het. En God het in Pascha die lam voorsien. En op Pinkster die krag voorsien. Dis hy wat dit gee. So, julle onthou in Israel, Farao wil vir die Israeliete in Egipte, nie in Israel, sorry. In Egipte wil Farao nie die Israeliete laat gaan nie. En daar's nou al die hele paar pla, die paddas en alles, die Nyl, en dan kom hy, en hy sê, alle eersgeborenes gaan sterf. En Moses sê dan vir hulle, okay, vat 'n lam, slag hom, smeer dan hy bloed, verf dit teen julle se deurkosyne, en die engel van dood gaan dan oorgaan. So dis waar die lam. En dan sien ons 50 dae daarna op berg Sina kry hulle dan die tablette wat daar die law staan. En dis waar die fees. Dis 50 dae daarna. So, maar in die Nuwe Testament gebeur iets groter. Jesus sterf as die ware paslam. Hy staan op uit die dood. En hy vaar op na die hemel. En toe, op Pinkster, stort hy die Heilige Gees uit vir die kerk. Die vroeë kliptafels, wat vroeër kliptafels gehad het, die kliptafels, kry nou harte aan die brand. Dis wat gebeur het. Daai vroeë klip, dis nou waar harte aan die brand kom. Wat vroeër net priesters kon gekry het, kry elke gelowige nou. Dis wat ons kry. So in Israel, as ons nou kyk, daar was 3 groot feeste. 3 groot feeste. En dit was die eerste vrug wat in Israel was. En die begin van die oes. Dit was dit. En dan was daar Pinkster, die oes is in volle aangang. So die oes gaan nou aan. En dan was daar Tabernakel, die finale insameling. So, as ons elke fees sê ons wys na Jesus, dan moet ons kyk wat sê die skrif dan. So, die eerste vrug, Jesus se opstanding, hy is die een. En dan kyk ons na Pinkster, die uitstorting van die Gees, die baie. En daarvan af kry ons die Tabernakel, die finale insameling van nasies. Die almal. So, dis die een, die baie, die almal. Sal ons dit onthou? Die een, die baie, die almal. En dan, net bietjie aan. Hier is so klein wat gebeur het. Daar is die 7 weke, dis 50 dae, visvroet, Pentekos. Ons sien wat dan gebeur, dis hoe dit uitgeloop het. So, die eerste vrug, die begin van die oes, die een. Levitikus 23, 10 tot 11, praat met die Israeliete en sê vir hulle, wanneer julle in die land kom wat ek vir julle gaan gee, en julle die oes, uit die graanoes insamel, moet julle die eerste gerf van julle graanoes na die priesters bring. Hy moet die gerf voor die Here aanbied, dat dit tot julle voordeel strek. Op die dag na die Sabbat moet die priester dit aanbied.
Dis in Levitikus. En dan kyk ons na 1 Korintiërs 15 vers 20. En dit sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Kyk, kan julle sien hoe kan ons dit bymekaar bring? Wanneer die eerste graangerf in Israel ryp geword het, het die boer dit nie geëet nie. Waar is oom Dirk wat plant? So, hy het dit na die priester gebring. Dan, daarna is een gerf aan was die waarborg dat die res van die oes op pad was. So dit was, hy bring dit en hy kry die waarborg, die res van die oes is op pad. Dis wat dan gebeur. Jesus was daai een. Toe hy uit die graf opstaan, het God gesê, die oes het begin. Die oes het begin. Die graf was nie die einde nie. Dit was daai eerste domino's. Het julle al so domino's gepak? En dan, as jy die eerste ene omstoot, wat gebeur dan? Hy hardloop. Dis was dit wat daar gebeur het. Die kruis was nie 'n nederlag nie. Dit was die saad wat in die grond geval het. Die kruis was nie. Die opstanding van Jesus beteken, dood is oorwin. Dit beteken, hel is verslaan. Dit beteken, die graf het verloor. En dit beteken, God sal voltooi wat hy begin het. God sal voltooi wat hy begin het. Jesus het nie net opgestaan vir homself nie, hy het opgestaan as die begin van 'n wêreldwye oes wat moes inkom. Satan het gedink, daai Vrydag het hy gewen. En toe kom Sondag. En daar gebeur iets, niks kan hom terughou nie. En die waarheid is, wat God in Christus begin het, sal hy voltooi. God sal dit voltooi. Dit maak nie saak, hy sal dit voltooi. As Jesus uit die dood kon opstaan, kan God vir my, vir jou herstel. Kan God ons huwelike genees? Kan hy jou roeping herstel? Kan hy kinders terugbring? Jou vuur kan hy weer aansteek. Die eerste gerf waarborg 'n volle oes. Dis wat dit waarborg. Daar's 'n volle oes. En hy sal dit voltooi. 2 is Pinkster, die oes in volle gang. Die baie. Dis nommer 2. Die baie. En ons lees weer daar uit Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 4. En dan sien ons skielik kom daar uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. Skielik want almal is daar in Jerusalem en daar kom skierlike mense, wat gaan aan? So geluid was dit. En dis 50 dae na die eerste vrug van Pinkster wat dit gehoor. Die oes was nou volop. Dis wat daar gebeur het. Die land was gereed.
En toe stuur God nie net 'n boodskap nie, hy stuur sy gees en ons kan dit ontvang. Die disippels was soos 'n skip sonder wind. Hulle daar gesit, hy het vir hulle gesê, wag. En hy wag, soms is wil ons nie wag nie. Ons wil, dit moet so gaan. Ons is ongeduldig, maar hy sê wag vir hulle. En hulle sit daar. Hulle het 'n opdrag gehad. Hulle het die opdrag gehad. Hulle weet presies wat om te doen. Hulle het die waarheid gehad. Hy het vir hulle die waarheid gegee. Hulle het die belofte gehad. Maar hulle het die krag nodig gehad. Dis hoekom hulle nie kon gaan nie. Hulle het die krag nodig gehad. En toe hulle die wind van die Heilige Gees, het sê soos 'n rukwind gekom. En toe hulle daai wind van die Heilige Gees ontvang. Die Gees het gekom soos vuur op hulle. Die Gees het gekom soos 'n wind. Die Gees het gekom met tale. Die Gees het gekom met krag. Daar staan met krag. You will receive power. En binne die een dag kom 3000 mense. Word bygevoeg by die kerk. Dis hoe die Gees, daai krag wat hy gebruik. Want die oes was nie ingebring met menslike slimheid, maar met 'n bonatuurlike krag, wat ek en jy nie het nie. Die kerk was nooit bedoel om, daar is soveel goed wat ons anderster doen vandag. En ek sê nie dis verkeerd nie, maar ons moet kyk, want ons verloor soms daai vuur, en ons is so gedryf met, maar ons raak koud. Ons wil, daar is ook baie goed wat ons wil doen. 'n manne groep, en dis nie verkeerd nie, maar ons moet oppas, dat daai nie doodgaan in ons nie. En dis soos, as ek vir my vandag met hierdie petrolprys, ons het nie soveel geld nie, maar 'n Ferrari of 'n Lamborghini wat koop met hy V12 engine, maar ek kan nie daai petrol bekostig nie. Want as ek kom ref, dan is hy R100 klaar. So, alles lyk mooi, maar dit kan nie beweeg nie. Ek nodig die petrol sodat hy kar kan ry. So hy gaan mooi lyk daar en hy gaan staan daar in voor die garage, maar ek sal hom nie kan ry nie. Ons nodig nie nog klomp strategie, en ons nodig die uitstorting van die Heilige Gees. En die Rippie sê hulle, back to basics, ons moet die basics begin. Dis wat, ons nodig die Heilige Gees. Ons kan nie operate sonder die Heilige Gees nie. Want sonder die Gees kan Liana hier 'n liedjie sing, Rosie kan sing, maar daar's niks nie. Ek kan hier met julle sonder die Gees praat, maar dis net woorde. Dit val nêrens nie. En ons doen net godsdiens. Dis wat ons doen, as ons nie die Gees het nie. Maar met daai Gees, met daai krag, daai bonatuurlike krag, word kettinge gebreek, word siele gered, word harte verander, word die oes ingebring. Dis net daai krag wat mense se kan transformeer,
daai van 'n wurm na 'n butterf is net daai krag wat mense kan verander. Ons kan nie, dis 'n bo-natuurlike krag van God wat ons kry, maar ons kan dit nie doen nie. Ons gaan dit doen en ons gaan fail, ons gaan nie deurkom nie. Die waarheid is, Pinkster krag is God se krag vir God se oes. Dit is God se krag vir God se oes. Ons wil soms ons krag God se oes gaan. Nee, ons kan nie, want dit is nie in ons nie. Ek is nie sterk genoeg om dit te doen nie. Ek is nie sterk genoeg. Ek kan gym toe, maar dan sê hulle vir my, wow, daai mag, wat doen jy in die gym? Jy is elke dag in die gym, ons sit daar in die gym, ons sit Sondag vir Sondag, maar wat gaan aan? Ek sien niks verandering in jou nie. Ek sien nie die krag nie. Ons almal van ons het dieselfde hoeveelheid spiere in ons liggame, maar hoekom lyk daai ou so en jy lyk so? Want ek oefen nie al my spiere as ek by die gym is nie. En dis hoekom ek nie kan uitgaan en dit werk net nie. Daai bo-natuurlike, jy kan nie daai bo-natuurlike oes met natuurlike krag doen nie. Jy sal laaste kom en jy kan gaan gym en daai spiere kry, maar jy sal nie daai bo-natuurlike oes kan kry nie. Vrydag aand was ons in Windhoek in. En hierdie man, Nick Vujicic, wat die man het nie arms nie, hy het een voet met 2 tone. Wel, dit wat hy doen, kan nie sy eie krag wees nie. Dis 'n bo-natuurlike krag van God, wat deur hom werk, wat mense aanraak. Ek wil nou nie, maar ek ken meer as 1000 mense, wat aan alkohol doen, en meestal jong kinders, wat sê, van sy getuienis het krag. Die Here is bo-natuurlik besig deur hom en werk, en daar kom mense tot bekering. Want dit is nie hy wat dit doen nie. 3 is die tabernakel, die finale oes. Openbaring 7, 9 tot 10 sê, hierna het ek gesien, en kyk, daar was 'n baie groot skare, wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie, en stam, en volk, en taal, en het voor die troon gestaan, en voor die lam. Hulle het lang wit stollas gedra, met palmtakke in hulle hande. Hulle het met 'n harde stem uitgeroep, die verlossing behoort aan God, wat op die troon sit, aan die lam. Het sê, ek sien 'n groot magtige, wat niemand kan tel nie. Dis so baie mense wat daar is. En uit alle nasies, alle stam, elke taal. Tabernakel is die laaste oesfees. Die skare, die skure is vol. Dis soos, hulle het alles geoes. Die lande is leeg. Die werk is klaar. Dis wat tabernakel is. En Openbaring wys vir ons die finale tabernakel. Nie net Israel nie, maar alle nasies. Soos ons hier sit,
elke volk, elke taal, dit gaan so wees, nog meer as wat ons kan sien. Mense van elke taal, elke kleur, elke stam, elke kontinent, voor die troon van die Lam. Wat 'n dag sal dit net nie wees nie. Die hemel gaan nie leeg wees nie, ouens. Die hemel, God is besig om 'n wêreldwye familie bymekaar te maak. Ons gaan daar kom en ons gaan soos, wow, jy gaan net mense, ons gaan nie, dit gaan awesome wees. Jesus het nie gesterf vir een volk nie. Hy het gesterf vir nasies. En Pinkster is die begin van daai beweging. Mense wat jy nooit gaan ontmoet, daai mense gaan daar wees. Jesus het opgestaan, die finale oes het gekom, nou leef ons in Pinkster seisoen. So ons is nog nie by die finale tabernakel, ons is hier tussenin. Die Pinkster en die tabernakel, ons moet nog, dit beteken, nou is die tyd om te werk, ons kan nie sit nie. Nou is die tyd om te bid, nou is die tyd om te getuig. Ons gesien Vrydag, die getuienis, wat hy man gee, hy was soos, wow, jou getuienis, elkeen van ons hierso het 'n getuienis wat ons moet deel saam met iemand, en dis wat die Here kom en hy kom doen die werk daar. Dis die getuienis van sê, dit was ek en die Here het gekom en hy het my so verander. Ek was hierdie ou wat in modder gerol het en ek het nie geweet wat gaan en toe kom hy en hy doen dit. Dis wat gebeur. Handelinge 8 praat, maar 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom. Nie dalk nie, nie miskien nie, julle sal ontvang. Dis 'n belofte. Die woord krag, hier is dynamos. Dieselfde woord wat hulle gebruik om dynamiet, jy weet, dis so 'n krag wat jy ontvang. So, nie net om kerk toe te gaan nie net om hier te kom sit nie net om, jy kry 'n krag. Jy kan nie met daai krag, dis so 'n dynamite, dit wil explode. Ons kan nie sit met daai krag nie, ons moet gaan met daai krag. En soos ek afsluit, Jesus kyk vandag oor die wêreld. Hy kyk vandag Okahanya, Windhoek, Namibië, Afrika. Hy sê, die oes is groot. En die probleem is nie die oes nie. Die probleem is die arbeiders. Dis die probleem. Daai oes lê wit. Maar dis die arbeiders wat die probleem is. Daar is verlore mense. Gebroke families. Mense, ons sit en kyk TV, ons is op die internet, ons scroll en ons families dryf net verder weg. Dis wat gebeur. Daar's verslaafdes. Ons kan ons getuienisse deel. Daar's depressiewe harte. Ons, hier tussen ons, hier's mense wat soveel opsit. Die het verlede week gesê, kom ons bid vir mekaar, kom ons confess, julle ek struggle. Dis al manier wat jy kan getuig van wat die Here kom doen. As mense sonder hoop,
Ons kan nie sit met daai krag en niks doen met dit nie. God soek Pinkstermense. Mense met vuur. Mense wat olie. Dis wat hy soek. Vol van die Heilige Gees. Die kerk is nie geroep om weg te kruip nie. Die kerk is geroep om aan die brand te wees. Die kerk is geroep om die oes in te bring. So hoekom sit ons? Miskien het in jou hart daai vuur, miskien is hy dood. Hy begin gaan dood. Jy weet as jy 'n kool uitkrap en hy lê so 'n bietjie lank, hy kry sulke assiekies op. Jy moet hom net terug, hy moet terug nader kom aan die vuur. Miskien het godsdiens jou droog gemaak. En dis nie wat God bedoel, hy bedoel dat jy na die vuur het om uit te gaan. Miskien voel jy net leeg. Daar's soos 'n ek weet nie wat gaan aan nie. Ek staan maar net op, ek gaan werk toe en daar's iets missing. Maar dieselfde Gees wat in Handelinge 2 op mense geval het, is nog steeds beskikbaar. Hy is elke dag beskikbaar. Die wind waai nog, die vuur brand nog, die oes wag nog hier buite. En Jesus roep ons arbeiders. En die grootste wonder van Pinksterfees was nie die tale, die vuur, en ons sit al hierdie, maar dit is nie dit nie. Dit is die sondige mense wat gered is daai dag. Daai 3000 mense wat geëet is na die kerk toe. Jesus Christus het vir jou sonde, vir my sonde gesterf. Hy het opgestaan uit die dood en hy leef vandag as koning. En elke persoon wat bekeer en aan hom glo, sal gered word. Maar God wil jou nie net red nie. Dis van ons wat net ons is net gered. Hy wil jou vul. Hy wil jou vandag vul. Hy vul ons aanhoudend met sy Heilige Gees, met krag, met vuur vir die oes. Jesus red ons nie van iets nie. Hy red ons nie van hy depressie, van hy hopeloos. Hy vul ons vir iets. As hy ons red, dan is hy vul ons met die Heilige Gees om iets. Lukas 24 vers 49, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die Hoogste. Efesiërs 5 vers 18 sê, maar word met die Gees vervul. Die Heilige Gees is nie net 'n teologiese onderwerp nie. Hy is God self wat in ons woon. En vandag wat ons met die Heilige Gees weer doop. Heilige Gees bring vuur. Hy bring reiniging. Hy bring vrymoedigheid, want jy kry vrymoedigheid. Hy bring geestelike gawes, profesie. Dis wat die Heilige Gees bring. Hy bring 'n passie vir Jesus. Hy bring 'n passie vir die woord, vir die liefde vir mense. Die eerste kerk het nie net die wêreld verander omdat hulle cool was nie, hulle die wêreld verander omdat hulle gevul was met die Gees.
daar in die bokamer het iets gebeur, en omdat hulle gewag het, nie net gewag het, bid en gesit en wag, en daar het iets gebeur. So ek gaan nou vir ons bid, en ons wil graag, as daar mense is wat hy vuur wil hê, wat weer soek na daai, as jy voel leeg, droog, daar's net iets nie lekker hier, julle weet van wie ek praat, soos jy daar, kom die Heilige Gees en hy kom wys vir jou areas uit, ons wil vandag vir jou bid, en as jy alright is en jy's on fire for Jesus, dan kan jy 'n koffie drink. Maar ons wil vra hulle dies wat wil vulling met die Heilige Gees, laat hy agterbly. En dan gaan van die leiers saam met my bid en ons gaan die Here vertrou. Dat daar vandag iets anders gaan gebeur en wanneer ons hier uitstap, gaan die Heilige Gees vir ons 'n nuwe gee, iets nuut vir die oes daar buite. Nie om Sondag weer terug te kom nie. Daar gaan iets nuuts wees en daar gaan 'n getuienis wees uit dit wat sê, die Here het daai 24ste Mei my aangeraak. En net met 'n show of hands, vir wie kan ons bid na die tyd? OK, dankie. So kom ons sluit net ons oë. Here, stuur weer hier vuur. Maak ons nie net kerkmense nie, maar maak ons oeswerkers. Maak ons arbeiders, Vader. Vul ons met U Heilige Gees vandag. Breek ons gemak, Vader, van passief wees en sit en gee ons harte vir siele, Vader, vir die oes. En laat ons aan die brand wees vir Jesus, totdat die finale oes ingebring word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Ons sien by ons Connect groepe. En die Here seën. Amen.